ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in Johannes 10 en ons moet lees van vers 16 af. Maar toe ek nou hier sit, toe val my oog op vers 14 en ek wil dit graag saam met jou weer lees, want ek onthou, dit was hier so, met die vorige opname het ons dit gelees, maar ons het net so rakelings verby dit geloop, want dit is die einde van die opname. So, kom ons sê net, want het is 'n wonderlike vers waar mens kan lank by staan, nee? Dit is een van die 7 ek is uitsprake van Jesus. En ons moet miskien aan die einde van ons Johannes Bybelstudie, net so voor ons dit nou voltooi en oorstap na 'n ander boek toe, miskien die 7 ek is uitsprake van Jesus doen, want dit is baie kosbaar om dit te lees en net weer daardeur te gaan, en onsself te herinner wat Jesus gesê het, wie hy is, wat dit beteken en wat die implikasie daarvan in ons lewens is, en dis wie Jesus is. Nou, in my Afrikaanse Bybel staan bloot net die woorde ek is die goeie herder. In Grieks is dit 'n bietjie duideliker, dis bietjie meer beklemtoon, en die betekenis is ek en net ek is die goeie herder, baie eksklusief. Daar is nie nog 'n goeie herder nie, die goeie herder is Jesus. En nou ja, as ek nou dit sê, dan bloot eintlik maar net om myself daaraan te herinner, is om te sê, as jy in die bediening is en jy verkondig die evangelie van Jesus Christus en jy dra sorg vir gelowiges om te groei in die Here, dan maak dit nie saak hoe lief jy die mense het nie, en hoeveel tyd jy met hulle spandeer nie, en wat se moeite jy doen, jy weet, om hulle te versorg nie. Jy is nie die goeie herder nie. Want daar kan baie maklik 'n fout inkom, en dit is waar jy 'n half inskuif in die rol wat net Jesus kan vertolk. Jy word die mense se herder. Jy word hulle vader. Jy word hulle versorger. En die oomblik wanneer dit gebeur, want dit kan baie maklik gebeur, nee, dit gebeur nie doelbewus of met opset nie, daar's net so, dit gebeur net, hy vloei so half net oor. Die oomblik wanneer jy jouself in daardie rol bevind, dan, wel, behalwe dat jy Jesus se plek inneem, wat mos nou selfverduidelikend is, nee, oor die gevolge van dit. Maar dan beleef jy dikwels dat die bediening is net te moeilik. En dis net te swaar, en die opoffering in die bediening is net te groot. En jy begin uitbrand, jy weet, en dan is dit nou nogals, dis nou wanneer jy nou nie Petrus se woorde moet lees, wat sê jy moet vrywilliglik na die skape omsien en nie met 'n houding of moedeloos word of so nie. En van dit, daardie woorde sonder die konteks help jou dan glad nie. Dan voel jy nie, wat jy moet nou maar net so aanhou. Maar dit was nooit die Petrus se woorde om mee te begin in die Bybelse boodskap, God se openbaring in die skrif, dat die persoon wat 'n bediening is, neem die plek van Jesus in, vervul al die rolle en take wat net Jesus kan vervul, bind mense aan jou self, en jy word hulle goeie herder, en nou raak jy moedeloos, jy begin uitbrand,
die las raak net te swaar en die boodskap is, toe maar hou net so aan en as jy getrou is, dan sal die Here jou vergoed. Nee, dis op 'n heeltemal 'n verkeerde spoor. Jy is glad nie meer nou op die hooflyn nie. Jy is nou gerangeer op 'n syspoortjie en hier gaan jy. So dis 'n baie belangrike ding vir mense in die bediening om te verstaan. Kom sê dit in Engels, nee, dan kyk ons wat die Afrikaanse ekwivalent van dit. Jy sê, I do not serve the ministry. Don't serve the ministry. You don't give your life for the ministry. As jy dink dis wat jy moet doen, want nou die dag, toe luister ek nou so uittreksel uit die boodskap, waar, en ek is, om my waarheid te sê, ek is vasoortuig, dit was nie die man se bedoeling nie. So om te sê, dit is, dink ek, sou onreg wees, want dit was nie sy bedoeling nie. Maar dis wat jy baie maklik kan verstaan uit daardie woord uit. En dit is, that you bleed for the ministry. If you don't bleed for the ministry, you can't be blessed in the ministry. En ek weet, die mens kan selfs dink, dis nou, nee, dis nou baie waar. Wow, pas op net, pas op, nou is jy in Hakensteekbos vallei. Jy moet nou pas op, want hierdie is nou nie, jy weet, dis gevaarlik. You serve Christ. You bleed for Christ. You give your life for Christ, not the ministry. You don't serve the ministry. Dit is 'n belangrike ding daai. In die begin kan 'n ou dink, dis nou eintlik bietjie filosofiese haarklowery, maar dit is glad nie so nie. Dis net seker te maak dat jy kip, gaan nie so oor op 'n syspoortjie nie. Baie belangrik. Maak nie saak hoe lief jy die mense het, hoeveel energie, hoeveel tyd, hoeveel dit, hoeveel dat, hoeveel die, jy is nie die goeie herder nie. Jesus sê, ek en net ek is die goeie herder. My taak in die bediening is nie om mense aan my te koppel nie. My taak is nie primêr om die mense te versorg nie. Dis nie my primêre taak nie. My primêre taak is om mense aan Jesus te koppel. Hy en net hy is die goeie herder. Hy is die versorger van hulle siele. The shepherd of their souls. Ek is dit nie. En ek gee myself aan Jesus eerste. En in die gee aan Jesus doen ek wat hy sê. En hy is die een wat my as dienaar beskikbaar stel aan ander mense. Dis nie ek nie. Dis nie ek en die mense nie. Dis ek en Jesus en die mense. Ek teenoor Jesus en Jesus teenoor die mense en hulle teenoor Jesus. Hy bly die middelpunt. Hy en net hy is die goeie herder. Hy bly die maatstaf, hy bly die gesag, hy bly die bepalende faktor. Hy is die koning. Hy en net hy is die hoof van die gemeente. Die gemeente het nie klomp koppe nie. Hy het net een kop. Die liggaam van Jesus het net een kop. Jesus is die kop. Hy is die hoof. Baie belangrik. Jesus sê, net hy is die goeie herder. Daar is nie ander herdertjies nie, sipherdertjies. Hy stel my aan om sy mense te versorg. Ek doen dit oor my verbintenis aan Jesus, nie oor my verbintenis aan die mense. My rekenskap is aan Jesus, my opdragte is van Jesus, nie uit myself uit. Nee. Die versorging wat plaasvind is tussen Jesus en die mense, as ek hulle aan my koppel, moet ek hulle versorg, soos net Jesus hulle kan versorg, want net hy is die goeie herder. Sien, daar is 'n belangrike ding wat jy daar moet uitmaak. Ja, maar Petrus sê, opperherder, en ons is herders onder die opperherder. Ja, maar die opperherder is die herder. En ek dien Jesus deur my beskikbaar te stel aan die mense, soos Jesus sê. Maar daar waar Jesus nie sê nie, daar tree ek nie toe nie. Ek bly getrou aan Jesus. En dis in my getrouheid aan Jesus wat die grootste versorging van die kudde plaasvind. Hulle vind die versorging aan die kudde, wat tussen Jesus en die kudde is, vind plaas deur my beskikbaarheid aan Jesus. Ek gee my aan hom en sê wat hy sê, en doen wat hy sê ek moet doen. Niks meer nie, niks minder nie, ek bly net by dit.
Hoekom? Want hy is die opperherder. Hy is die goeie herder. En net hy is die goeie herder. En hy sê, die skape, ek ken my skape en word deur my eie geken. En nou in vers 4 sê Jesus, die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hy bly die goeie herder, selfs al lei hy sy skape deur 'n gevaarlike gebied. Hy bly die goeie herder, en hy doen met sy skape wat reg is. Wat hy ook al doen, is reg. Die skape raak nie voorskriftelik teenoor die herder nie. Die skape kom nie in 'n debat met die herder nie. Die skape second guess nie die herder nie. Want die oomblik wat hulle dit doen, is hulle onder die waan dat hulle eintlik die goeie herder is. Of dat die goeie herder nie meer die goeie herder is nie. Maar dis nie wat die skape doen nie. Die skape volg hom, volg hulle meester. Waar hy lei, daar gaan hulle mee. Gaan hulle met hom, tot die einde. Hy bly in beheer. Hy bly die goeie herder, maak nie saak wat nie. Hy bly die goeie herder. Die skape volg hom. Nou vers 16. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Een kudde, een herder. Interessante gedeelte hierdie. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde. So wel, hulle slaap in verskillende stalle, maar dit is alles een kudde. Hulle behoort aan een herder, een kudde, een herder. Dat is 'n kosbare vers hier. Nou, wat dit kan beteken, wil ek vir jou 'n ander vers lees. En dit kom uit Matteus, so ek gaan dit net so vanaf my boekmerk hier insit, en ek blaai na Matteus toe, Matteus 21. Ek lees vir jou, ek gaan nou die 3 versies lees, want dis 'n gedagte, dis een gedagte wat gedeel word, dan gaan ek een van die versies net uitleg. Maar net so dat jy die hele volledige gedagte kry, begin Matteus 21, vers 42, 43 en 44. 3 versies. So dit klink so. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n ander volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Wow! Nou, dis 'n geweldige stuk uitspraak. Die versie wat ek wil uitlig vir die doeleindes van waarmee ons nou besig is vers 43. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan dra. Jesus praat met die Jode en sê vir hulle regheid. Sê, die koninkryk van God word van julle weggeneem en aan 'n volk gegee wat die vrugte daarvan dra. Julle dra nie die vrugte nie, julle is gewaarsku oor en oor en oor en oor, julle wil nie luister nie en dit word van julle weggeneem. Paulus praat van die lote is afgekap. Johannes 15 sê die lote wat nie vrug dra nie, word afgekap. En nou, wat is die verband tussen vers 16 en Matteus 21 vers 43? Wel, Jesus sê, ek het nog skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Jesus praat met 'n Joodse gehoor, praat van hierdie stal. Daar's ander skape, hulle is nie Jode nie, maar hulle is deel van sy kudde. En is een kudde, Jode, nie Jode nie, vandaar Paulus skryf aan die Kolossense, sê, daar is nie meer Jood of Griek of slaaf of vryman nie, maar almal is een in Christus Jesus. Dit is direk waarvan Jesus hier praat. Die koninkryk word van die ongehoorsaames weggevat en dit gegee aan die mense wat die vrugte dra. En daardie mense is nie Jode nie, dis die heidense nasies van die wêreld
wat deel word van die kudde van God. En daar's baie mense wat as Israeliete bekend staan en nie deel is van die kudde van God nie. Hy is nie hulle herder nie, hulle behoort nie aan hom nie. Dis so duidelik, nee, jy kan nou nie hier verbykom nie, dit is nou maar die waarheid. Nou, vers 17. Vers 17 in my Bybel begin met die woord daarom. Nou, as 'n versie begin met die woord daarom, dan weet jy, dit wat jy nou gaan lees, is in alle waarskynlikheid verbind aan dit wat klaar geskryf is. So woordjies soos want, sodat, daarom en sovoorts is belangrike woorde, nee, wat aan jou die voordeel van konteks gee. So jy moet nie net die versie lees nie, jy kan nie net begin by daarom nie, nee, begin by wat voor dit staan, sodat jy die daarom kan verstaan. So, Jesus, hier's nou 'n versie wat sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê. Nou, hierdie versie is die rede vir die daarom grotendeels oor wat nou kom. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Nou, hierdie is nie die eerste keer in Johannes dat dit so sê nie. Dit sê, die Vader het my lief, ons het dit reeds gedoen, 'n bietjie vroeër in Johannes, ek dink dit was 9 of waarskynlik hoofstuk 8, wat sê, die Vader het my lief, omdat ek doen wat hy sê. Hier herhaal Jesus dit, hy sê dit weer. Hoekom het die Vader my lief? Want ek doen wat hy sê. Ek lê my lewe af en ek neem dit weer op, ek doen. Dis was wat die Vader gesê het ek moet doen, dis wat hy al eeue terug vir Abraham en Isak vertel het, gesê het, openbaar gemaak het. Petrus sê, dit was al die goddelike raadsplan nog voor die skepping daar was, en dit is dat Jesus sy lewe sou gee, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, wat ons in Johannes 3 gelees het. Daarom het die Vader my lief. Nou die verband tussen lief wees vir en gehoorsaam aan is baie, baie, baie belangrik, dat jy dit verstaan. En dit word op 2 maniere in die Bybel beskrywe. Die een is, die Vader is lief, want ek is gehoorsaam. Die ander manier hoe dit beskryf word is, as jy lief is, wees gehoorsaam. In beide gevalle is liefde en gehoorsaamheid aan mekaar verbind. Ons haal die twee uit mekaar uit en sê, hy is lief, punt. Gehoorsaam of nie gehoorsaam nie, hy is lief. Wel, dis 'n saak wat jy glad nie in die Bybel kry nie. So die mense wat dit preek, baie graag wil weet waar het hulle dit vandaan gekry, maar ek het 'n goeie idee. En die manier hoe mense dit reg kry, is jy sny versies uit en swys hulle mekaar. Dis hoe jy dit doen. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Dit is so 'n goddelike uitspraak. Niemand kan hierdie woorde sê, behalwe God self nie. God wat vlees geword het, sê niemand vat my lewe van my nie. Ek lê dit af. As ek dit nie aflê nie, kan niemand dit by my neem nie. Maar ek het ook die mag om dit weer op te neem. Hy is te volle in beheer, dis die gevolgtrekking hiervan. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hy moet dit neerlê, en hy moet dit weer opneem. Dis die gebod. Jy gaan mens word, vir die seun, jy word mens, dan gaan jy jou lewe neerlê, en dan gaan jy dit weer opneem, dis die gebod. En Jesus is 100% aan die Vader onderdanig. En hy sê, daarom het die Vader my lief. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Kan ons nou dink, want dis goddelike woorde om te sê. So in effek sê Jesus direk hier dat hy God is. Maar wie anders kan dit sê?
En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van die blindes open nie. Wow. Die verdeeldheid onder die volk. Dis iets wat Johannes baie kundig reg kry. Onder natuurlik die inspirasie en salwing van die Heilige Gees. En dit was om die verhaal van Jesus baie mooi te kan beskryf, sodat die lesers duidelik kan sien die stryd wat daar is rondom die persoon van Jesus en dat hy een van twee reaksies ontlok. 1. Ongeloof. Hy is nie wie hy sê hy is nie. En reaksie teen hom ondanks die bewyse en ondanks die waarheid van sy persoon. Net posisie in te neem teen hom en hom te weerstaan. En die ander reaksie is geloof. Die een ongeloof, die ander een geloof. Lig en duisternis. Lewe, dood. Typiese beskrywings in die boek van Johannes. En hier sien jy dit nou. Jesus presenteer homself. In sy woorde openbaar hy, maak hy erkentenisse en belydenisse wat ongekend is. In mense jeugenis het geen mens nog ooit en geen mens ooit daarna nie. Hierdie aansprake gemaak wat Jesus maak nie. En die gehoor is in verdeeldheid, en die verdeeldheid is nie net ligtelik nie, dis drasties. Was het C.S. Lewis wat gesê het, he is either a lunatic or he is who he said he is, but he is nothing in between. Iets tot daardie strekking. Nee, dit is baie mooi verduidelik presies wat dit is. Of jy sê, hy is van die duiwel besete en kranksinnig. Of jy sê, hy is wie hy sê hy is, maar daar is niks tussenin nie. Sy uitspraak is te fel, te kras, te eksklusief, te reguit. Dit laat vir jou geen ruimte om 'n middelposisie in te neem wat die aansprake van Jesus betref nie. En dis die hele punt van die evangelie van Johannes. Want Jesus konfronteer elke liewe mens met die waarheid oor wie hy is. En jy gaan of daaraan jouself onderwerp, of jy gaan dit verwerp. Maar daar is nie 'n draadsittende posisie beskikbaar nie. Daardie vakature is nie vakant nie. As so iets nie. En dis die groot ding, en dis die krisis van Jesus. En dit op 'n baie mooi manier lig natuurlik ook uit, ons het nou gelees Matteus 21, waar Jesus van homself praat en die Ou Testamentiese profesie aanhaal, wat later deur Paulus en deur Petrus herhaal is, dat hy die steen van aanstoot is. En dit beskryf baie mooi die punt van hierdie aanstoot. Die punt van die aanstoot is die aanspraak oor wie Jesus is. Is hy wie hy sê hy is? En ek en jy word gekonfronteer daardeur. Jy kan nie net sê, ja natuurlik is hy en aangaan met jou storie nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy sal uitgevang word. Jy sal uitgevang word as jy daai triek probeer. Want Jesus is net te eksklusief. Te diepgaande met sy stellings. Te kras. Te reguit. En as jy dit wil probeer omseil, sal jy uitgevang word. As hy is wie hy sê is die reaksie wat dit ontlok net astronomies van die totale neerlê van jouself voor hom vir wie hy sê hy is. Totale toewyding, totale neerlê van jouself. Om in gehoorsaamheid aan hom vir wie hy sê hy is, gehoorsaamheid aan hom te lewe. Dis 'n totale reaksie of totale verwerping. Nou, as jy Jesus net 'n bietjie verwerp jy hom. Jy aanvaar hom vir wie hy sê hy is,
of jy verwerp hom. Niks tussenin nie. Ek en net ek is die goeie herder. Hierdie is so, en as mens nou as 'n voetnota so al wil bysit, en dan kan jy sê, dink net vinnig, waardeur hierdie disippels nog sou gaan. Dink net vinnig. So, hulle sou belewe hoe Jesus gearresteer word, valslik verhoor word, en gemartel word, dan in die publiek vermoor word. Hulle sou belewe, ek dink nou aan Petrus na die opstanding, hoe Jesus vir Petrus sê, hoe gaan hy sterwe? En dat hy 'n gewelddadige dood gaan sterwe. Petrus wou natuurlik weet, maar Johannes, wat van hom? En Jesus sê, dit het niks met jou te doen nie, volg jy my. Is hy nog steeds die goeie herder? Meeste van die disippels het gewelddadige dode gesterwe. Baie van hulle. Petrus onder andere, Paulus weet ons van. En Jesus nog steeds die goeie herder? Of het Jesus hulle op die mees kritieke tyd in hulle lewe, het hy hulle net verlaat en in die steek gelaat? Wat beteken? Hy is nie die goeie herder nie. Wat beteken? Hy praat nie die waarheid nie. Wat beteken? Hy is nie wie hy sê hy is nie. So, Jesus maak hierdie uitspraak oor die goeie herder, wetende wat lê voor vir hierdie disippels. Hulle weet nie. Kan hulle na dit alles nog steeds getuig en sê, hy is die goeie herder? Nou, terwyl ek dit sê en Petrus se naam nou opkom, dink ek nou aan hierdie woorde van Petrus in sy eerste sendbrief. Nou moet ek het vinnig kry. Ja, so hoor hierdie woorde. Dis nou jare daarna, jare daarna. Presies nou in lyn met waarmee is nou besig geskryf Petrus hierdie woorde. 1 Petrus 1 vanaf vers 6. Hy sê, daarin verheug julle heel. Nou die daarin, waarin die gelowiges hulle verheug, is die openbaring van Jesus Christus en hulle saligheid wat daarmee saamkom, dat hulle deur Jesus salig gemaak sal word, finaal verlos sal word. Daarin verheug julle heel. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. En die beproewinge waardeur hulle gaan, is die vervolging van hulle geloof. Soveel so, dat Petrus hulle beskryf as vreemdelinge en bywoners in die verstrooiing. Die beproewinge waardeur hierdie gelowiges gaan, is Jesus nog steeds wie hy sê hy is, al raak die lewe vir jou ontsettend moeilik, omdat jy by hom is. En dan skryf hy verder, hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof. Wat is julle geloof? Wat? Nou, as jy dink geloof beteken, dat jy sê, dat jy sal nie deur krisisse gaan nie, en geen beproewinge sal oor jou pad kom nie, dit sal nie oor my pad kom nie, jy kap het af, jy sny dit af, geen krisisse nie, en jy gaan altyd net hulle oorkom en hulle bestraf, en dan gaan hulle hardloop, en jy weet so dit, en jy dink, dit is wat geloof is, dan is jy in geweldige moeilikheid, en staan jy in die ry vir 'n verskriklike teleurstelling, en 'n pak sla. Want dis nie wat geloof is nie. Geloof is nie die feit dat jy jouself opsuik, dat jy nooit sal siek word nie, jy nooit sleg behandel sal word nie, en dat as jy sou, gaan jy net jou autoriteit opneem, en jou identiteit in Christus, en dit bestraf, en autoriteit neem van die situasie, en dan gaan jy triomfantlik sevierend vorentoe gaan. As jy dink, dit is wat geloof is,
is jy nie net besig om nie te sê wat die Bybel sê nie, maar jy het intussen tyd onwetend jou eie geloof gevestig en jy's in vir 'n vreeslike ontnigtering vorentoe. Wat is die beproefdheid van geloof? Die Bybelse definisie van wat geloof is, gaan oor die identiteit van Jesus. Is hy wie hy gesê het hy is? Is sy woord waar? Is sy karakter betroubaar? En is hy God? Is hy in beheer? Is hy, om nou ons skrifgedeelte te gebruik, die goeie herder? En as jy deur beproewing gaan, en dit begin met jou baie moeilik gaan, en dit lyk nie asof daar enige uitkomskans is nie, is hy nog steeds wie hy sê hy is. Dit is die beproefdheid van geloof. Dis beproefdheid. Dat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Die beproefdheid van julle geloof. Nou, ander vertalings sal sê, dat julle geloof wat getoets word vir egtheid. Is jou geloof in Jesus eg? Hy is wie hy sê hy is, al word jy vir die leeu's gevoer. Dat die beproefdheid van julle geloof bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus. Die openbaring van Jesus is nie 'n geestelike toestand in jou hart waarvan Petrus hier praat, een of ander insigte waarby jy kom in die openbaring van, hy praat van die wederkoms van Jesus. Dit is baie duidelik, dis waarvan hy praat, ons hou by wat die skrywer bedoel, by die woorde wat hy gebruik. En die woorde wat hy gebruik, sy bedoeling is die wederkoms van Jesus, wanneer Christus finaal aan alle mense, die wat hom dien en die wat hom weerstaan, openbaar word vir wie hy is, dat jou geloof in Jesus wie hy is, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid. Die bevestiging dat jy reg was, dat dit waar was, maak nie saak wat jy gelei het, maak nie saak waardeur jy gegaan het nie, hy is die goeie herder, en net hy is die goeie herder. Hy is, en net hy, die weg, die waarheid en die lewe. Hy en net hy is die brood van die lewe, die deur van die skape. Is Jesus, dis waaroor dit alles gaan, is Jesus wie hy sê hy is, en as jy dit regtig glo, kan 'n mens in jou lewe sien, dat die manier hoe jy optree, die manier hoe jy besluite maak, wat jy doen, dat jy waarlik oortuig is dat Jesus al daardie dinge is, en dat jy jou laat rig en lei deur wat Jesus sê, ongeag of jy gaan wen of verloor, en of daar vir jou iets in is, in die manier hoe jy dit doen. Al kry jy niks daaruit nie, is jy bereid om jou lewe vir die Here neer te lê, omdat jy weet dat hy is wie hy sê hy is. Dis waaroor geloof gaan. En die krisisse wat ek en jy belewe in ons lewens, is die smeltkroes waar hierdie geloof getoets word vir egtheid. Is dit sommer 'n bolangse ou dingetjie, weet 'n geloofie, sommer so ietsie, of is dit regtig diepgaande in jou hart en uit jou lewe? Dit is 'n kosbare gedagte hierdie. Elke knie sal buig.